Baie welkom by hierdie week se meditasie. Ons is in Heilige Week op die vooraand van Pasen 2025 en ek wil uit Hebreërs 'n paar verse lees. Hebreërs 10 vers 11. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Jesus het een offer gebring om vir altyd ons van sonde te verlos. Dit bly 'n verwonderende gedagte dat Jesus gekom het om ons van ons sonde skuld te bevry en daarmee dat die straf op ons sonde agter ons lê. Die tweede gedagte is dat hy aan die regterhand van God die Vader sit. Wat eintlik aan die kruis gebeur het, is dat Jesus gekroon is as die koning van hemel en aarde. En hy regeer nou in die hemel en op die aarde. Die derde gedagte wat ek graag wil deel is, lê bietjie verder in die teks. Kom ek lees. Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Ons het nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Verlossing is die groot deur wat God in Jesus kom oopmaak het vir die mensdom, wat deur ons kan gaan elke dag, elke oomblik, om te lewe in die direkte teenwoordigheid van God, in die heiligdom. Ons het nou vrye toegang deur die bloed van Jesus tot in die heiligdom. Ons kan nou elke dag van ons lewe leef in die direkte teenwoordigheid van God en Jesus deur sy Gees. Ek hoor om te sê, ons kan nou Jesus eerstens leer ken en eerstens met hom lewe. Ons het vrye toegang. Net so 'n bietjie verder in vers 22 sê die Hebreërskrywer, laat ons dan tot God nader. Ons het vrye toegang. Hier staan dit, laat ons tot God nader. Jy sien vriende, Jesus het die vrye toegang bewerk. Dis oop. Maar ons moet dit gebruik. Laat ons nader. Dis interessant dat die woord vrye toegang in die Nuwe Lewende Vertaling vertaal word met vrymoedigheid. Ons kan met vrymoedigheid direk voor God en met God lewe. 'n Mens kan die vrymoedigheid verloor deur nie die vrye toegang te gebruik nie. Daarom die oproep, laat ons tot God nader. Is jy miskien daar, dat jy die vrymoedigheid om na God te gaan, die vrymoedigheid om direk voor God en met God te lewe in Jesus, om 'n eerstens verhouding met Jesus te ontwikkel, is jy miskien daar? Het jy die vrymoedigheid verloor? Dit is baie maklik om dit terug te kry. Mens kry dit terug deur die vrye toegang te gebruik. Ons het vrye toegang. Laat ons tot God nader. Laat ons elke dag hierdie vrye toegang gebruik. Dis hoe ons vrymoedigheid ontwikkel voor God en met God. Mag dit vir jou 'n geseënde Paasfees wees.